Gemeente, goeiemôre. Hartlik welkom in die huis van die Here. Mag elkeen van julle so 'n goeie ervaring vanoggend hierso hê. Mag julle tot rus kom. Mag jy voel hoe die stoel jou somme vashou en net 'n tydjie kan hê om asem te haal, om jouself weer te oriënteer in die rigting van die leeggraf, die opgestaane Here Jesus Christus, wat vanoggend vir jou innooi en wat 'n afspraak met jou het. Gemeente, u het die hartklop ontvang en ek wil vir u uitnooi om asseblief te kyk daarna. U sien alles wat gebeur op die hartklop. Ons weet ook na aanleiding van die nuwe intrekkers wat ons in hierdie week gehou het, dat nie almal op die kommunikasiegroepe is nie op die WhatsApp groepe is nie, en ons wil dit ook nie net vanselfsprekend neem nie. Asseblief, laat ons weet, stuur vir ons 'n WhatsApp, al is dit net een van die leraars of vir Janie, dat ons net die nommer kan hê en vir u op die groep kan sit, sodat jy kan weet wat gaan vir wat en wat die dinge is wat in die gemeente gebeur. U sien ook wat die SRA of die Vermont area besig is rondom die skoonmaak projek wat ons graag meer betrokke by wil raak in die hartklop. So as u ook meer daaroor miskien wil weet, kan u ook vir ons kontak. Ons wil graag op so 'n manier ook op 'n sigbare manier teenwoordig raak in die gemeenskap as gelowiges wat die Here se opdrag ernstig opneem, dat ons moet kyk na sy aarde. Ek steek graag vanoggend vir ons die kers aan met daai eerste woorde wat ek vanoggend gesê het. Mag u tot rus kom, tot verhaal kom, mag u asemhaal, al is dit net vir hierdie uur wat ons saam het, en weet dat die Here saam met u op reis is, dat hy die ene is wat vir u die rigting wys, en dat hy nie sy rug op u draai nie. Daarom gemeente, genade, vrede en liefde van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers, en terwyl ons dit doen, wil ek asseblief die rooi trein maatjies nooi om sommer hier voor by my te kom sit. Baie dankie. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.
Môre maatjies. Wie van julle hou van bootry? Boetie en sussie. Wie nog? Het van julle wat nog nie julle hande opgesteek nie, al met 'n boot gery? Ja, okay. Sê gou vir my, as mens nou met 'n boot ry en is baie lekker en jy wil nou van die boot afklim, wat doen mens dan met die boot? Ja, Joe, gaan jy hierso inpraat? Jy stop eers die boot, dan klim jy af. Okay, dis baie belangrik want mens kan nie afklink terwyl hy nog ry nie, né? Maar sê nou met die boot het gestop en jy klim van die boot af, wat gebeur dan met die boot? Dan val jy af. Val jy af? Dan ry die ander mense nog aan. Okay, Jy moet dit vasmaak aan 'n paal. vasmaak aan 'n paal. Okay. En sê dan maar mens, daar is nie 'n paal nie, Dan anker jy die boot. dan anker jy die boot. Dit is baie belangrik, né? Ek gaan vir julle 'n vinnige storie vertel van iets wat gebeur het in Desember. Is julle reg daarvoor? Met oom Anton se familie. So, ons was in 'n plekkie met die naam Langebaan en ons het met oom Anton se boetie se boot 'n bietjie gery en so aan en ons het toe na die tyd die boot geanker. En ons klim toe uit en van Tannie Bianca se maatjies kom by ons kuier en ons is besig om saam met hulle daarbo in die huis te sit en koffie te drink en toe ons weer kyk, toe is die boot diep in die Langebaan lagoon. Toe het hy weggevlout. En ek gaan maak toe my boetie wakker en ek sê, luister, ons moet nou gaan swem. Ons moet die boot gaan red. En ons klim toe af en of ons klim toe in die water en ons swem agter die boot aan en omtrent 20 minute later kom ons by die boot aan. En ons klim toe in die boot en ons trek die anker op en ons ry weer terug na die kant toe. Die anker was te klein gewees vir die boot. So toe die stroom begin sterk word, het die stroom die boot ingetrek. Want die anker kon nie genoeg die sand in die sand ingrawe om die boot te hou op een plek nie. My oudste boetie het toe 'n groter anker gaan koop. En toe het hy sommer al 2 ankers ingesit, dat dit nie weer gebeur nie. Nou weet julle wat, baie keer in ons lewens en by die skool en by die huis, voel dit asof die stroom baie sterk word. Dinge raak baie erg partykeer. Jy het skoolwerk, jy het maatjies, daar's goedjies wat nie lekker is tussen jou en jou maatjies of jou boeties of jou mamma en jou pappa nie en dit voel nie in jou hart of baie goeders net te veel raak vir jou. En dan kan dit partykeer vir ons voel of ons saam met die stroom net wegvloei. Asof ons nie kan alles bymekaar hou nie. En vandag praat om Anton met die groot mense oor daai anker. Ons lees amper van iets soos 'n anker in die Bybel. Dat ons anker in die sand diep gegrawe moet wees. Daai anker wat is liewe Jesus. Want dan as ons die regte anker het wat liewe Jesus is nie 'n ander anker nie, miskien iets wat die wêreld vir ons gee of dit wat die TV vir ons vertel wat klein ankertjies is, maar as die anker wat liewe Jesus is wat diep in die grond gegrawe is, daar is, dan kan die strome kom. Dan kan die lewe erg raak. Maar ons gaan bly staan of met die boot dan nou bly wees waar ons is. Want die wêreld kan niks dan aan ons doen nie. Die strome kan so sterk raak soos wat dit wil, dit kan niks met ons doen nie. As ons net fokus op die een wat ons vashou,
in daardie moeilike tye wat liewe Jesus is. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, dankie dat ons aan U kan vashou as die anker. En dan nog voor dit, Here, dat ons kan weet dat U die een is wat aan ons vashou. Help ons om ons oë op U te hou, liewe Heer, veral wanneer die dinge moeilik begin raak, wanneer dinge verander. Ons bid in Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle kan julle klaggies toe kan. Vriende, ek herinner u ook, ons het dan nou 4 fases by ons rooi trein bediening. Nie al die maatjies kom na vore toe nie, ons sien dit ook en ons het begrip daarvoor. Ons het 'n voorskoolse klassie wat 2 tot 5 jariges is, dan het ons 'n klassie vir die graad R en die graad 1's, ons het 'n klassie vir die graad 2's en die graad 3's, en 'n klassie vir die graad 4's, 5's en 6's. Hulle kom almal hier onder by mekaar. As hulle nie weet waarheen om te gaan, is jy meer as welkom om hulle daaronder, net aan die onderkant van die kerkgebou toe te neem. Daar sal iemand vir hulle wys waartoe om te gaan. Die graad 4's tot 6's kom daar bo in die kapel. Rooi trein kom in die ons teater. Die graad R's en graad 1's is hier by klaskamer 5 wat teen die kerkgebou is, en dan die graad 2's en die graad 3's is in die dienssentrum. Daardie huisie wat aan die onderkant van die kerk is. As voortem lees ek graag vir ons 'n gedeelte van Psalm 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan, nie met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrug dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Gemeente, kom ons staan vir 2 liedere, waarna ons sitplekke gaan inneem vir 'n verdere 2 liedere. Kom ons staan saam. Oh
Ons bid saam. Here, dis ons gebed vanoggend, dat U ons as die kerk sal gebruik. Hier is ons, Here, U kerk. U brose mense, wat ons weet met oortuiging U wil gebruik, om die koninkryk ook hier in Onrus, in die Oeverberg, te bring, lig te laat skyn. Here, wanneer ons dan vanoggend 'n bietjie gaan stil staan in U woord, by die Hebreërsbrief, vra ons dat U deur die Gees ons sal ontvanklik maak vir die woorde, dat ons sal dissipline hê om net by die kant te draai en te fokus, Here. Dat ons hier uit sal stap as getransformeerde mense deur U woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons tema dan vanoggend, geliefdes, 'n onveranderlike Christus in 'n vinnig veranderende wêreld. Een van die diepste ervarings van ons tyd is nie bloot verandering nie, maar versnelling. Dinge verander nie meer oor dekades nie, maar oor jare, oor maande of selfs oor weke. Tegnologie ontwikkel baie vinniger as ons onsself ooit daarvoor kon voorstel of regmaak. Wat vandag gesien word as vooruitgang, word môre as oudmodies beskou. Wat vandag gesien word as normaal, voel môre soos ou nuus. Goeders waaroor ons vandag heeltemal seker is die goeders waaroor ons juis môre as gevolg van eksterne insette twyfel. Hier in Onrusrivier beleef ons versnelling op 'n baie unieke manier. Ons leef in 'n plek met ritme. Desember se oorvol strate, veral as jy wil strand toe gaan, geraas en beweging. Januarie waar dan 'n bietjie meer stil is. Daar's geleentheid om net weer asem te haal, om jou eie gesin se ritme te vind, om aan einde jaar van die saak ook 'n bietjie te herstel na Desember. En tog, selfs in hierdie ritme kan ons nie ontsnap van 'n wêreld wat konstant aanlyn is nie. Die strande raak stil, maar die fone bly aktief. Die dorp raak rustig, maar die stroom van nuus, van menings en van verwagtinge hou net bloot eenvoudig nie op nie. Julle, ons jong mense word groot in 'n wêreld waar verandering nie iets is wat net kom of gaan. Vorm. Hulle ken nie iets anders nie. Hulle word groot in 'n samelewing waar identiteit vloeibaar is, waarheid onderhandelbaar voel en sekerheid skaars is. In so 'n wêreld is die vraag nie meer wat glo ek nie. Nee, die vraag het verander na waarop kan ek my lewe bou? Wat kan vir my 'n anker wees? Dit is binne hierdie werklikheid dat ons vanoggend saam by ons teksgedeelte gaan stil staan. Wanneer ons dit lees,
Kom ons laat toe dat die teks ons manier van dink bepaal, eerder as om iets in te probeer forceer wat ons graag wil hê daar moet wees. Kom ons maak onsself oop, amper soos 'n leë vel papier waarop God sy waarheid kan skilder. Ons lees vanoggend Hebreërs 13 vers 7 tot 16 met 'n spesifieke fokus dan nou op vers 8. Die opskrif hierso, geliefdes, in die 83 vertaling is loof God. Die Hebreërskrywer skryf: Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenshandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. En dan vers 8: Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moet julle nie laat meevoer deur allerlei vreemde leringe nie. Die goeie nuus is daarin gelê dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Die wat hulle aan hierdie gebruike gehou het niks daarbey gebaat nie. Ons het 'n altaar vir diens volgens die ou orde verrig, nie die reg het om te eet nie. Die bloed van die offerdiere word deur die hoë priester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe, buitekant die laar, en die smaad dra wat hy gedra het. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer bring van lof, die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aan die Hebreërs. Dat dit geskryf was aan 'n spesifieke geloofsgemeenskap wat hulself bevind het in 'n oorgangsfase. 'n tyd dan nou uit die aard van die saak ook van onsekerheid. Hierdie Christene het tussen twee wêrelde geleef. Hulle verlede wat baie sterk was in die Joodse geloofstradisies en dan nou hulle hede as volgelinge van Jesus Christus. Die bekende strukture is besig om rondom hulle uitmekaar uit te val. Eintlik maar te verbrokkel. Leiers wat hulle geken het en wat hulle vertrou het en na wie hulle so graag geluister het, is reeds oorlede. Hulle is besig om nuwe grond te betree en die aanvanklike opgewondenheid oor hierdie volgelingskap in Jesus Christus voel of dit besig was om te verdamp. Of dit vervang geword het met dinge soos moegheid. En of hulle nou 'n nuwe tipe twyfel begin ervaar het. Gemeente, ons leef selfs dat sommige van hulle oorweeg het om terug te gaan. Om terug te gaan na die bekende toe. Na dit waaraan hulle gewoond was en waar hulle veilig gevoel het. Nou dit was nie noodwendig dat hierdie mense Christus wou verloon het nie, maar hulle was baie bang vir die onbekende. Hulle was baie bang vir die onseker pad wat voor hulle gelê het. Dit is presies in hierdie spanning dat die skrywer van Hebreërs herhaaldelik sê, Christus is beter.
Hy's beter as engele. En dan spesifiek vir hierdie mense, hy's beter as Moses. Hy's beter as die ou offers. Hy's beter as die ou ooreenkoms of die ou verbond. Nie net beter in teorie nie, hy kom vervang in totaliteit dit wat hulle as teorie vasgehou het, wat goed is. Wanneer ons dan hoofstuk 13 lees, sien ons dat die brief besig is om af te rond. Besig is om klaar te maak. Die fokus skuif na die praktiese uitleef van die geloof. En dan, amper half soos wat die jong mense sal sê, 'n truth bomb aan die einde van hierdie brief, deel hierdie skrywer iets met ons waaroor ons behoort op en af te spring. Iets wat ons monde moet laat oophang. Iets wat alles by mekaar hou. Hy sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Here, hierdie sin is nie 'n losstaande slagspreuk nie. Dit is 'n teologiese anker wat die hele brief by mekaar hou. As ons hierdie vers dan nou van nader bekyk, sal ons sien dat daar 3 tydsvorme opduik. Gister, vandag en tot in ewigheid. Dit is nie toevallig nie. Die skrywer wys daarmee dat Christus se trouheid nie beperk is tot 'n spesifieke era, sekere omstandighede of 'n pertinente ervaring nie. Gister herinner die gemeente aan alles wat Christus reeds gedoen het. Sy menswording, sy lyding, sy kruisiging en dan nou ook sy opstanding. Dit herinner hulle daaraan dat hulle geloof gegrond is in 'n historiese werklikheid, nie in een of ander abstrakte idees nie. Vandag bring hierdie waarheid dan nou nader. Christus is nie net 'n figuur daar uit die verlede nie, hy is die lewende Heer wat nou teenwoordig is. Wat nou intree, wat nou lei en wat nou die gemeente dra. Dit is hierdie pragtige pastorale woord van bemoediging wat kom vir 'n gemeente wat dit so nodig het. 'n Gemeente wat wonder oor God se betrokkenheid. Wonder of God daar is. En dan tot in ewigheid rig die oë op die toekoms. Dit sê as dit ware, die toekoms is nie onbekend in dat dit leeg is nie. Dit is onbekend, maar dit word gedra deur dieselfde Christus wat reeds nou getrou is en wat in die verlede ook daar was. Die woord dieselfde beteken nie hier dat Jesus nie die vermoë het om te reageer nie, maar dat hy in sy wese, in sy karakter, in sy verlossingskrag dieselfde bly, konstant bly. Hy fatigue nie. Hy raak nie soos ons moeg of oor dit nie. 'n Bekende term hier is God se onveranderlikheid. God verander nie in sy wese nie, maar hy is aktief tussen ons, lewend, betrokke, teenwoordig, in verhouding met ons, sy mense. Dit is belangrik om raak te sien wat die teks nie hierso sê nie. Ons lees nie dat God staties
of onbetrokke is nie. Ons lees nie dat die kerk nooit mag verander nie. Ons lees ook nie dat geloof 'n museumstuk is nie. God se onveranderlikheid gee vir ons 'n klein kykie in op sy volmaakte trouheid. Hy is nie onderhewe aan buie en modes of kulturele druk nie. Hy is nie soos 'n mens wat vandag iets beloof en môre iets heeltemal anders doen nie. Hierdie waarheid, vriende, is so bevrydend. Dit beteken dat ons nie ons geloof hoef aan te hou aanpas om God relevant te hou nie. God se bestaan hang nie af van hoe ons oor hom voel nie. Dit beteken ook nie dat ons onsself as Christene konstant moet herverpak sodat mense miskien dalk uiteindelik kan glo nie. Om hierdie God dan nou miskien as aanvaarbaar aan hulle voor te lê nie. Hy is wie hy is en dit is genoeg. Weet julle wat? Iets wat ek net weer opnuut raak sien, is dat hierdie waarheid ons jong mense op 'n besonderse, intensiewe manier raak. Statistieke wys dat jong mense vandag gemiddeld meer as 5 ure per dag aanlyn spandeer. 5 ure per dag. Hulle word daagliks blootgestel aan honderde boodskappe oor wie hulle behoort te wees, hoe hulle behoort te lyk, wat sukses beteken en wat nou eintlik waardevol is. Identiteit word nie meer ontdek nie, maar deur die samelewing gevorm en keer op keer hervorm. In Suid-Afrika word hierdie digitale druk vererger deur strukturele onsekerheid. 'n Groot klomp jong mense is werkloos. Baie weet nie of hulle studies gaan lei tot 'n werk nie. Baie voel dat hulle toekoms buite hulle beheer is. Wanneer mense dan al hierdie realiteite saamgooi, verstaan ons waarom angs, depressie en moedeloosheid onder jong mense toeneem. Ons leef in 'n wêreld wat baie vinnig verander, maar wat geen vaste fondament bied nie. En teen hierdie agtergrond kan ons Hebreërs 13 vers 8 ontvang as 'n vars, hoopgelaaide briesie. Dit sê nie vir die jong mense, jy moet verander nie. Dit sê, jy hoef nie jouself elke keer te herskep om waardevol te wees nie. Jou waarde lê vas in Christus Jesus. Dit bring ons aan 'n area van die saak by die vraag, nie net vir jong mense nie, maar vir ons almal, waarop bou ons lewens? Bou ons dit op die sekerheid wat dan nou môre kan verdwyn? Bou ons dit op ekonomiese stabiliteit, op tegnologiese vooruitgaan of op sosiale aanvaarding? Die skrywer van Hebreërs waarsku op 'n ander plek in hierdie selfde brief teen geloof. Maar geloof wat heen en weer geslinger word deur allerlei leringe. Hebreërs 13 vers 8 bied die teenmiddel. Christus is dieselfde
Hy is nie 'n tendens nie, hy is nie 'n fase nie, hy is die fondament. Hier lê 'n stil, tog duidelike aanmoediging vir ons as gelowiges vandag. As ons die blye boodskap voortdurend aanpas, sonder om geanker te wees, raak ons deel van die onsekerheid wat mense moeg maak. ‘n onveranderlike Christus beteken nie 'n stilstaande kerk nie. Inteendeel, omdat Christus getrou is, kan die kerk met vrymoedigheid beweeg. Die reformatie se bekende frase Ecclesia Reformata Semper Reformanda herinner ons daaraan dat die kerk voortdurend hervorm word. Nie volgens kultuur nie, maar volgens die woord. Want ons weet die woord is gekondisioneer vir elke kultuur, elke generasie, elke situasie. Die woord is lewendig. Die woord is in ons harte. As kerk mag ons forme verander. Ons kan, glo dit of nie, ons taal aanpas. Ons bedieninge mag ontwikkel, maar dit alles gebeur omdat ons geanker is. Nie omdat ons wegdryf nie. Vir Onderwysrivier beteken dit dat ons nie moet probeer relevant bly ter wille van relevantie nie. Maar dat ons relevant bly juis omdat ons getrou is aan die Here en aan sy woord. En dat ons die verantwoordelikheid verstaan dat ons hierdie blye boodskap moet dra. So gemeente, wat beteken dit dan nou vir ons as geloofsfamilie? Dit beteken vir ons dat ons 'n veilige ruimte moet skep waar jonk en oud eerlik kan wees oor die vrae waarmee hulle sit. Die vrae waarmee hulle sukkel. Waar hulle nie eers seker hoef te wees voordat hulle aanvaar word nie, of voordat hulle welkom kan voel nie. Waar hulle nie oorval word met antwoorde eerder as om aangemoedig te word om stadig te leer in die Here te vertrou nie. Dit beteken ons leef ons geloof met 'n rustigheid uit. Ons leef dit met 'n rustigheid uit, nie noodwendig teenstrydig met die kultuur waarbinne ons ons bevind nie, maar as geankerdes in die woord van God te midde die kultuur waarin ons is. In 'n wêreld van spoed leer ons wag. In 'n wêreld van geraas leer ons om te luister. In 'n wêreld van konstante verandering wys ons op Christus wat dieselfde bly. Gister, vandag en tot in ewigheid. Gemeente, die wêreld gaan nie stadiger word nie. Ons kinders en kleinkinders gaan in 'n nog vinniger wêreld leef as ons. Maar die evangelie bied nie 'n rem nie. Dit bied 'n anker. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Mag dit die waarheid wees waarin ons rus. Mag dit die fundament wees waarop ons lewens bou en mag dit die hoop wees wat ons dra. Hier in Onderwysrivier, maar ook ver daar buite. Ek sluit graag af met 'n ware verhaal. Nie 'n
iets wat uit 'n fiksiebundel uitkom nie, maar iets wat regtig gebeur in die lewe van wat gebeur het in die lewe van 'n student, maar wat ek ook weet op ander plekke gebeur in Suid-Afrika. Ietsie want ons dan nou net hierdie waarheid van Hebreërs 13 kom bevestig. Daar is 'n jong meisie, student, wat onlangs in 'n ernstige ongeluk beland het, terwyl sy haar kampus verlaat het om huis toe te gaan. Dokters het nie aanvanklik verwag dat sy sou oorleef nie, en dat die pad tot herstel regtig waar moeilik sou wees, pynlik en lank. Maar deur daardie donker maande, toe haar wêreld regtig waar onstabiel begin word het, op baie maniere, en waar alles rondom haar begin verander het, was daar ietsie kleins wat haar bymekaar gehou het. 'n anker vir haar klein bootjie in hierdie uiterse rowwe see. En dit is Jesus Christus. Die een wat nie verander of vlug of sy rug draai wanneer dinge begin moeilik raak nie. Sy het later vertel dat wat haar deur daardie dae gevorm het en gedra het, nie oppervlakkige optimisme of bemoediging was van WhatsApp groepe nie, en daar is waarde daarin, gemeente, ek weet. Maar wat sy sê haar gedra het, was die eenvoudige waarheid dat Jesus Christus dieselfde bly. En dat hy hou by sy belofte van nabyheid. Dit was nie net 'n bemoedigende sin vir haar nie, maar 'n ervaring van 'n God wat nie verander nie, en wat nader aan haar gekom het as ooit in haar tyd van nood. Hierdie waarheid het vir haar beteken dat selfs al verander haar gesondheid, verander haar planne, haar toekoms, dat sy geanker was in iemand wat getrou bly. Hierdie evangelie het haar nie net hoop gegee nie, maar dit het vir haar koers gegee, waarmee sy kon voortgaan in vertroue. Gemeente, dit is wat Hebreërs 13:8 ons kom leer. Dat ons nie ons identiteit en hoop op 'n veranderende wêreld behoort te plaas nie, maar op die onveranderlike Here, wie se liefde onskuifbaar is, wat 'n anker is, maak nie saak hoe erg die lewe se storms raak nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U as anker ons veilig hou wanneer dit erg raak. Wanneer ons nie antwoorde het nie, wanneer ons nie eens maniere het hoe ons behoort te dink nie, verwysing raamwerk. Wanneer ons voel ons het nie mense rondom ons wat ons kan ondersteun in dit waardeur ons gaan nie. U anker is vas en U hou ons vas. Here, dit is ons hoop. Dit gee vir ons vrede. En dit gee vir ons die moed om vandag en môre in die gesig te kan staar. Help ons, Here, om te kyk na ons anker voordat ons kyk na die storms rondom ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, kom ons sluit af met ons slotlied, waarna ons mekaar gaan seën. Kom ons staan. Liefde,
Ontvang die seën van die Here en gaan leef as geankerdes in Christus. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troos, die hier wees van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen. Kom ons seën mekaar.